Goeiedag, Harsfontein Geloofsfamilie. Vandag gesels ons oor die gewone disipel. God gebruik gewone mense om buitengewone goed te doen. Een van die voorbeelde waarna ons kyk, is natuurlik Moses. Moses wat 'n doodgewone ou was. Eintlik dalk nog so 'n bietjie ondergemiddeld. En die Here gebruik hom om een van die grootste take in die geskiedenis te doen. Kom ons lees saam uit Eksodus 2, vanaf vers 1 tot 10. 'n Man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi is hy, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n biesie mandjie gekry en dit met pikklei en pik diggemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en het tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'n Dogter van die farao het afgegaan Nyl toe om te swem en die jong meisies wat haar vergesel, het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak, sien sy dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink, dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom sê toe vir die farao se dogter, mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink? Die dogter van die farao het haar geantwoord, ja, goed. Die meisie toe die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die farao se dogter die ma, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink. Ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die farao toegebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want, het sy gesê, ek het hom mos uit die water gehaal. Ons ontmoet Moses as pasgebore baba. Op die oog af lyk dit nie asof hy baie het wat vir hom gaan nie. Hy word gebore in 'n baie slegte tyd. In 'n tyd wat die farao gesê het, alle Hebreëse seentjies moet doodgemaak word. Hy is die jongste van die gesin, die jongste van ten minste 'n broer en 'n suster, so hy was nie eers 'n belangrike rolspeler in sy eie gesin nie. Hy kom uit die stam Levi. Levi was die 3de seun van Jakob, ook nie die oudste nie, ook nie die belangrikste soos Josef nie, maar net een van baie. Moses word gebore en onmiddellik is sy lewe in gevaar. Op 'n wonderbaarlike manier word hy gered, en regdeur sy lewe sien ons die Here se hand, hoe die Here hom oplei, hoe die Here hom gereed maak, om 'n ongewone taak te gaan doen. Moses dink nooit aan homself as ongewoon of spesiaal nie. Inteendeel, later wanneer die Here hom roep in Eksodus 3 en 4, dan sien ons hoe hy keer op keer eintlik met die Here beklei. Hoe hy keer op keer vir die Here sê, Here, maar u het die verkeerde mens hier beet. Ek is nie goed genoeg nie. Ek het nie die kwalifikasie nie. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nie eers meer een van hulle nie. Wie is ek dat u my sal stuur? En dan sê die Here vir hom, dit maak nie soseer saak wie jy is nie. Dit maak saak wie ek is. En die Here wil vandag vir my en jou nog presies dieselfde kom sê. Ja, jy is dalk nie goed genoeg gekwalifiseerd in die wêreld se oë nie. Ja, miskien het jy al baie in die lewe gehoor, dat jy is nie goed genoeg vir iets nie. Miskien voel jy sommer net doodgewoon, gemiddeld, normaal. Maar die Here kyk anders. Die Here meet ons nie aan wêreldse standaarde nie. Die Here maak vir ons sterk. Hy lei ons, hy rus ons toe. Die Here gebruik gewone mense, soos ek en jy, om buitengewone goed in die wêreld te doen. Die hele Bybel is vol stories van gewone mense. Mense wat uit gewone gesinne kom, in gewone tye leef, in gewone plekke, gewone werke doen, gewone persoonlikhede het. En tog sien ons hoe die Here keer op keer hierdie gewone mense gebruik om die wêreld te verander.
Nie deur ons eie krag of deur ons eie spesiaalheid nie, maar juis deur die Here se krag, juis deur die Heilige Gees wat binne in ons is, kan ek en jy, gewone mense, 'n disipel van 'n buitengewone God wees. Wat 'n ongelooflike voorreg en genade dat ons God gewone mense gebruik om buitengewone goed te doen. Amen. Laat dit skyn, laat dit draai.